Hartlike goeiemôre almal. En welkom hierso. Dit is lekker baie mense vandag. Op 'n koelerige oggend. Maar is alles reg. Kom ons bid. Almagtige Hemelse Vader, ons kom sê vir U dankie, Here, vir elke mens wat hier is. Dankie vir hierdie wonderskone nuwe dag, Here. 'n Dag wat U vir ons gegee het. 'n Dag deur U geskape. En Here, maak vir ons hierdie woord oop vandag. Dat ons meer leer van U. En dat U meer kan word in ons. En ons kan minder word, Here. En Here, dankie vir U liefde en U genade. Dit is vir ons so kosbaar. Here, plaas U die woorde in ons mond vandag. En laat slegs U wil geskied. Nie ons sinne nie. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vanoggend gesels ons oor om God se stem te ken en te hoor. En dis baie keer iets wat ons almal begeer, en dit is om God se stem te hoor. Maar gaan ons so 'n paar verse lees in Johannes 10 vanaf vers 1 tot 5 en ook vers 27. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Dan vers 27, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Kosbaar. Nou, gebaseer op die waarheid dat daar 'n God is, wie geopenbaar word in sy skrif, en deur die getuienis van mense deur die eeue, weet ons dan ook dat die Bybel God se geskrewe woord is. Die Bybel is geïnspireer deur die eeue, geskryf deur mense, maar op die inspraak van die Heilige Gees. En dit is 'n manier waarop God met ons praat, is deur die Bybel. En dit is een van die meeste gebruikte maniere hoe God praat met ons. Maar ons sal net verder daarby kom. So, as ons nou kyk in die geskiedenis, na mense soos Moses en Elia, en al daai groot profete van God, hulle het almal God se stem gehoor. En in die Nuwe Testament, dan sien ons ook dat God met 'n hoorbare stem gepraat het met mense. Daar is baie voorbeelde, en by meeste van hulle is, en God het gesê.
En wanneer ons dit sien, dan weet ons, God praat. Die Bybel bevestig dat die gelowiges die stem van Jesus ken. Soos ons nou gesien het in hierdie stukkie wat ons gelees het. Hy sê ons ken hom en ons volg hom. God het iets belangrik om vir ons te sê. En daarom waarsku hy ons op verskeie plekke ook in die Bybel. Maar elke gedeelte wat ons lees, is vir ons 'n les. Baie keer bid ons en ons vra, Here, ek wil graag u stem hoor. En dan raak ons besig. En dan luister ons nie meer nie. En môre dan bid ons maar weer, Here, ek wil graag u stem hoor. Praat met my, Here. Maar ons gee hom nie kans om te praat nie. Partykeer moet ons net stil raak en werklik stil raak. Weet, ons sien van hierdie groot manne was dikwels in 'n woestyn gewees. Tye van afsondering. Tye om stil te raak. As jy luister na God, dan kry jy jou opdragte. Maar sonder daai opdrag kan ons nie gaan doen wat God wil hê ons moet doen nie. Hoe hoor ons God se stem? Hoe hoor ons dit? Dit is baie keer die vraag wat gevra word. Hoe hoor ek God se stem? As ons kyk na die skepingsverhaal, Genesis 1 tot 3, dan sien ons dat God sy wil bekend gemaak het aan die mens. Hy het vir hulle sekere opdragte gegee in 'n stem wat hulle kon hoor. En ons weet die mens het ook 'n intieme verhouding met God gehad. En dit is hoekom hulle hom gehoor het. As jy iemand nie ken nie, as jy nie 'n intieme verhouding met iemand het nie, dan gaan jy nie daai persoon se stem herken in 'n groep mense byvoorbeeld nie. Maar hoe meer intiem en hoe dieper jou verhouding is, hoe makliker herken jy daai stem wanneer iemand praat, daai geliefde van jou. En so is God ons geliefde. En wanneer ons in hierdie diep verhouding met hom staan, dan hoor ons sy stem. Een van die grootste dinge wat ons weerhou om God se stem te hoor, is sonde. Sonde verwyder ons vanuit God se teenwoordigheid. Uit God se teenwoordigheid. Genesis 3 vers 8 en 9 is vir ons 'n baie goeie voorbeeld daarvan. En ons weet nadat Adam en Eva gesondig het, het God hulle gesoek. En hulle het die stem van die Here gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwynkie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom: Waar is jy? Waar is ons? Waar is God in ons lewe? Voordat ons te veel soek om God se stem te hoor, moet ons dalk eers bietjie gaan uitvind, waar is hy in ons lewe? In Grieks is daar 2 woorde om die woord
te beskryf. Die een is logos, L-O-G-O-S, wat beteken die geskrewe woord van God. Die ander ene is Rema, R-H-E-M-A, die lewende, of ook die lewegewende woord van God. En ons lees van hierdie woord in Handelinge 17 vers 11. En wat hy vir ons doen? En hy sê, hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Met ander woorde, hulle het nie alles net geglo asof dit die waarheid is nie. Hulle het die gesproke woord gaan ondersoek deur middel van die geskrewe woord en getoets daaraan. En dieselfde moet ons doen. Ons moet nie alles glo wat almal sê nie. Want dit is maklik om saam met mense te stem, maar ons weet nie eens of dit die waarheid is nie. As iemand vir ons sê, ek het vir jou 'n woord van die Here af, gaan jy hom glo? Of gaan jy die Here bid en vra of dit werklik so is? Want die woord wat jy ontvang, moet in lyn met God se woord wees. Anders kom dit nie van God af nie. God gaan jou nie in 'n sonde indompel met 'n woord nie. Ons lees 'n mooi verhaal van Samuel in 1 Samuel 3 vers 1 tot 10. Hy het God nog nie geken nie, maar hy het 'n stem gehoor. En eers toe hy bewus gemaak word dat dit God se stem is, kon hy antwoord en sê, praat met my Here, u diensknegt luister. En net so is dit met ons. Wanneer ons die eerste keer God se stem hoor, dan herken ons hom nie altyd onmiddellik nie. Dit vat 'n rukkie om sy stem gewoon te raak. En hoe beter jy jou Bybel leer ken, hoe makliker hoor jy God se stem. Want jy kan nie 'n intieme verhouding met iemand bou as jy nie sy karakter ken nie. En sy karakter is opgeteken in jou Bybel. So hoe kry ons hierdie verhouding met God reg en hoe hoor ons sy stem? In die eerste plek, ons bou 'n persoonlike verhouding met God. Tweede ene, ons bid effektiewelik. Nie sommer net so 'n afgewaterde gebedjie net so vinnig voor ons ry nie. Sonder jou af, gaan bid. Ons moet daagliks deurdrenk word met die woord van God. Nou wat beteken dit om deurdrenk te word? Dit is soos om 'n lap te vat en of 'n spons te vat en hom in die water te druk, dat hy water opsuig. Dan raak hy deurdrenk met water. En so moet ons deur God
deurdrenk word, sodat sy lewende water uit ons kan vloei na die mense om ons toe. Ons moet baie meer in God se teenwoordigheid begin leef. Ons moet 'n geesgedrewe leefstyl hê en nie 'n vleesgedrewe leefstyl nie. Want dan gaan dit nie lekker uitwerk nie. Want die vlees en die gees stryd teen mekaar. En die laaste een, ons moet glo dat God met ons wil praat. God wil vir ons wysheid gee. Is dit nie wonderlik nie? Die God wat die hemel en die aarde geskape het, wil vir ons van sy wysheid gee. En hy doen dit op 'n bonatuurlike wyse deur die werking van die Heilige Gees. Dit is waarom Jesus gesê het, ek stuur vir julle my Gees, om julle te kom leer, en julle te kom lei, en te kom herinner aan my woorde. Dit is soos 'n gordyn wat oopgetrek word in jou lewe, dat hierdie lig van God in jou inskyn. En waardeur jy in die geestelike realm en die geestelike dinge kan insien. God wil hierdie verborgde kennis wat ons voorheen nie gehad het nie, wil hy aan ons openbaar. Hy wil vir ons wys wie is Jesus. Dink ons nie dalk dis nou tyd om God aan te roep, sodat hy homself in elke dag meer en meer aan ons kan openbaar nie. So, hoe praat God met ons? Eerste plek, deur die Bybel. Maklik. Lees jou Bybel, dan praat God met jou. Soms met 'n hoorbare stem. Hoorbare stem. Maar dit is die uitsondering. Nie almal hoor God se stem fisies met jou ore nie. Daar's baie maniere hoe God praat, maar een van hulle is 'n hoorbare stem. En dit sal meestal gesalfde profete van God wees wat werklik sy stem hoor. Die derde ene, deur die stem van die Heilige Gees. Dit is daai stil, sagte stemmetjie wat vir jou vertel jy is op die verkeerde plek. Ja. En wat jou lei wanneer jy nie mooi luister nie. Die vierde ene, deur visioene. Nou wat is 'n visioen? Dit is soos 'n droom, maar jy is wakker. So, jy lê nie in slaap en nou kry jy 'n visioen nie, dis 'n droom. 'n Visioen is, jy's wakker, maar jy kry 'n beeld van God af, wat hy iets aan jou openbaar. En dit is hoe hy met jou praat. En dan deur drome praat God ook met ons. Ons weet, Jakob, Josef, Daniel, Paulus, en selfs Salomo, het drome gekry waar God met hulle gepraat het. So dis nie die uitsondering waar dit gebeur nie. Dit gebeur vandag nog. Deur 'n profetiese woord, soos ek net nou gesê het, 'n ware profeet van God sal 'n woord van kennis kry wat hy vir jou iets sê waaroor jy dalk gebid het. Jy het dit met niemand bespreek behalwe met God nie.
en hierdie persoon kom na jou toe en hy gee vir jou 'n woord, dan kom dit van God af. Maar gaan toets daai woord, gaan bid en vra, Here, is dit die antwoord wat U vir my gee? En jy kan maar die Here vra vir 'n skrif ook, hy sal dit vir jou gee. En dan die laaste punt, deur omstandighede. Partykeer het ons oor 'n saak gebid en ons sukkel om 'n antwoord te kry en dan skielik, eendag, kom 'n persoon, en ek gaan 'n voorbeeld gebruik, jy het dalk 'n bedrag geld nodig. Kom ons gebruik dit as 'n voorbeeld, ja. En jy bid en jy vra die Here, Here, U weet wat ek nodig het. En iewers word daar skielik geld in jou rekening betaal deur iemand wat jy nie eers ken nie. Dis God. Dit is hoe hy met ons praat. Of dalk het jy 'n probleem, maar jy het nog nie bespreek nie, maar jy het gebid. En iemand kom, en hy kom help jou met iets waarmee jy lankal gesukkel het. Dis God. Dit is hoe God met ons praat. Maar nou is daar 'n paar vrae wat ons vir onsself moet vra. Waarom wil jy God se stem hoor? Want dit is maklik om te sê ek wil God se stem hoor, maar waarom? Nog 'n vraag. Wat wil jy hoor van God af? Wil jy net hoor wat jy wil hoor? Of wil jy hoor wat God vir jou gaan sê? Dis maklik. Wat moet God vir jou sê? Of het jy klaar besluit wat hy vir jou moet sê? Waaroor moet God met jou praat? En dan wanneer God met jou praat, en hy gee dalk vir jou 'n opdrag, is jy bereid om te gaan doen wat God vir jou gesê het om te gaan doen? Of gaan jy verskonings uitdink om dit nie te doen nie? Dalk soos Jona, wat weggehardloop het toe hy moet iewers heen gaan. Wees baie waaksaam waarom jy God se stem wil hoor. Pas op dat ons nie net wil hoor wat ons wil hoor nie, maar dat ons moet vasstaan in ons geloof en sê, Here, praat U met my. En dan moet ons so Samuel wees, as die Here praat, moet jy gaan doen. Samuel moes vir Eli gaan waarsku dat sy hele gesin gaan uitgewis word. 'n Jong seun met 'n groot opdrag. Jy so 'n opdrag kry, gaan jy dit doen? Of gaan jy, Here, stuur eerder iemand anders? Wees ons soos Jeremia. Here, maar ek is nog jonk, ek kan nie praat nie. Here sal die woorde in jou mond lê, moenie worry nie. Amen. Hemelse Vader, ons kom sê vir U dankie. Dankie vir die woord, Here. Dankie dat ons weet, U praat nog steeds. Deur al die eeue. U het nog nooit ophou praat nie. U praat deur U woord. U praat deur mense. U praat deur drome. Deur visioene. Ons moet net stil raak, Here, om te kan luister. En Here, help ons om stil te raak. Want ons is soms so besig. Ons luister nie meer nie. Ons is so besig met die wêreld en die dinge van die wêreld dat U stem
en U klop al uitgedoof is. Ons hoor dit nie meer nie. Help ons, Here, ons het dit so nodig. En Here, ons almal staan skuldig. Help ons, Here. Dis ons gebed vanoggend. Help elkeen van ons om weer U stem te kan hoor. Om te kan weet, my Vader praat met my. Here, help ons om ons verhouding met U so intiem te maak, dat ons 'n honger het vir U stem elke dag. Maar help ons ook, Here, om elke dag te gaan doen net dit wat U vir ons sê om te doen. Here, gaan die res van die week saam met ons. Seën elkeen van ons, Here. Seën ons vyande. Seën ons vriende. En laat U wil geskied in ons lewe. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.